sê Abimelech vir Isak, trek weg van ons, want jy het vir ons veels te magtig geword. Daarop het Isak van daar weggetrek en laar opgeslaan in die dal by Gerar en daar bly woon. En Isak het die putte weer oopgegrawe, wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het. En dit genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het. En terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar is 'n put met lewendige water. En die herders van Gerar het getwis met die herders van Isak en gesê, dit is ons water. Daarom het hy die put Esek genoem, omdat hulle met hom onenigheid gehad het. Daarop grawe hulle 'n ander put, en daaroor het hulle ook getwis. Daarom het hy dit Sitna genoem. Toe het hy van daar versit en 'n ander put gegrawe en daaroor nie getwis nie. Daarom het hy dit Rehoboth genoem en gesê, ja, nou het die Here vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in die land. Daarna het hy van daar opgetrek na Berseba. En die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê, ek is die God van Abraham, jou vader. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. En ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham, my knegt. Toe bou hy daar 'n altaar en hy het die naam van die Here aangeroep en daar sy tent opgeslaan. En die dienaars van Isak het daar 'n put gegrawe. Daarop kom Abimelech na hom van Gerar af, saam met Ahisat, sy vriend, en Pichol, sy leerowerste. En Isak het hulle gevra, waarom het julle na my gekom, terwyl julle my haat en my van julle af weggestuur het? Toe antwoord hulle, ons het duidelik gesien, dat die Here met jou is. Daarom het ons gedink, laat daar tog 'n eed tussen ons wees, tussen ons en jou, en laat ons 'n verbond met jou sluit. Jy moet ons geen kwaad doen nie, net soos ons jou nie aangeraak en aan jou niks as goed gedoen het nie, en jou in vrede weggestuur het. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. Toe berei hy vir hulle 'n maaltyd, en hulle het geëet en gedrink, en hulle is die môre vroeg op, en het vir mekaar 'n eed gesweer. Daarop het Isak hulle laat gaan, en hulle het in vrede van hom af weggetrek. Dieselfde dag kom toe die dienaars van Isak en vertel hom van die put wat hulle gegrawe het, en sê vir hom, ons het water gekry. En hy het dit Seba genoem. Daarom is die naam van die stad Berseba tot vandag toe. Dis tot daar wat ons saam lees in die onfeilbare woord van die Here. U sal onthou, ons het verlede week met u gepraat oor die beproewings van Isak. En ek het gesê, hierdie hoofstuk is eintlik so 'n bietjie van 'n oorsig oor die lewe van Isak. So vanoggend gaan ek verder met u praat. Daar's nog so een beproewing waarby ons gaan stil staan, maar hoofsaaklik met u praat oor Isak se geloof, die feit dat hy in die spore van sy vader Abraham gewandel het. Ons het vir u genoem, Isak staan nie terug vir die geloof van Abraham nie. Dis nie asof hy hierdie tweede rangse, eintlik maar net 'n naam wat genoem word, is nie. Hy is een van die drie aardsvaders, die seun van Abraham, wat die aflosstokkie van Abraham oorgeneem het, en dit verder gedra, dit oorhandig het aan sy seun. Ons praat van Abraham, Isak en dan Jakob, en daaroor gaan ons nog praat. Maar hy is, in alle opsigte, is daar 'n geloof wat ons moet raak sien, en 'n besondere bemoediging vanoggend, vir elkeen van u wat kom luister het. Ons het gekyk na die beproewing van behoefte, want hy was in 'n land, in 'n dorre land, en terwyl hy gemik het om af te trek na Egipte, het die Here vir hom gesê, nee, bly hier. Hy het daar gebly. En die Here het hom geseën. Inteendeel, ons het gelees, dis waar ons geëindig het verlede week, die Here het hom so uitermate geseën, dat dit eintlik vreemd was. In 'n land van droogte, en in 'n tyd van hongersnood, gee die Here vir hom 'n rekordoes. Maar ons het ook gepraat oor die beproewing van vrees, want daar was allerlei dinge wat gesê is en gedoen is teen hom, en hoe hy dit hanteer het. Nou vanoggend gaan ons verder met hierdie gedagte. Dit was eintlik 'n boodskap wat ek moes sny,
Maar ons praat met u vanoggend in die eerste plek oor die beproewing van vyandigheid. Opposisie as jy wil. Die dienaars van die Filistyne, die dienaars van Abimelech, het hom geopponeer in sekere sake. Ons het in vers 14 gelees en dis waar ons prediking vanoggend begin. Hy het troppe klein vee en beeste gehad en baie bediendes, sodat die Filistyne hom beny het. Isak leer baie vinnig 'n les wat u en ek lank vat om te leer, en dit is, om baie geld te hê, om baie besittings te hê, gaan saam met baie sorge. Jy kan nie baie hê en geen sorge hê nie. As jy baie het, dan het jy probleme waarmee saamkom. En Isak leer dit. Die woordjie beny is hier belangrik. Hy het eiendom gehad en verskyn nog nie eiendom nie, besittings, troppe kleinvee, beeste en bediendes, baie bediendes, dis nou slawe, sodat die Filistyne hom beny het. Hulle het jaloers geword op hom. Hulle was afgunstig op hom. Hulle sal dieselfde goed doen en dan sal hulle goed misluk. Isak sal geluk. Hulle sal dieselfde vee hê, maar Isak sal tweelinge gooi en dan sal hulle sin vrugteloos wees. Hulle sal glad nie kleintjies hê nie, want dit is droogte. Nou dis makliker, ons leer dit ook volgens die natuur van die mens. Dis makliker vir mense om sukses te haat en te kritiseer eerder as om hard te werk en hulle deugde te probeer opskerp om dieselfde te doen. Dis waar die uitdrukking vandaan kom. Die beste stuurman staan aan wal. Hy is nie bereid om self te werk nie. Hy is nie bereid om self iets te doen nie, maar hy sal buitekant staan en hy sal allerlei slegte dinge sê en in hierdie geval beny. Hulle is jaloers, hulle is afgunstig op Isak. Vers 15, en al die putte wat die dienaars van sy vader in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, die het die Filistyne toegestop en met grond opgevul. Een van die kommentare het gesê, die Filistyne was beter pitstoppers as pitgrawers, want hulle het al die putte toegemaak. Hulle wou hom 'n punt wys, hulle wou hom opponeer, hulle was vyandig, hulle was jaloers en afgunstig. So wanneer daar 'n put gegrawe is, hy het putte van sy pa oopgemaak, dan het hulle gegaan, miskien skelm in die nag, en het hulle die put gaan toegooi, op 'n manier toegestop. En baie vinnig word hy vir die Filistyne 'n bedreiging, want hulle sien hy word te sterk. Hulle sien, net soos sy vader Abraham, het hy soveel diensknegte, soveel besittings, dat hy vir hulle 'n bedreiging is. Dis 'n kwessie. En dit is op hierdie stadium in ons konteks sal dit wees dat Abimelech sy visum herroep. Abimelech sê vir hom, jy kan nie meer in my land bly nie. Trek bietjie weg. Om van hom ontslae te raak, het die Filistyne hom nie net geopponeer en teëgegaan nie, maar hulle het vandalisties opgetree. Hulle wend hulle tot vandalisme. En sy troppe vee het water nodig, sy landerye en dit wat hy doen het water nodig, maar hulle stop hom putte toe. So Isak, ek wil hê jy moet die kwessie sien, die prentjie wat geskilder word, Isak is 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Hy wil ook maar net lewe, hy wil net 'n bestaan maak, hy gee niemand probleme nie, hy is nie vyandig gesind teenoor enigiemand nie. Al wie hy het, is die Here. Hy het nie grond nie, hy moet die grond huur. Hy moet letterlik toestemming kry om sy diere te laat wei en om sy tente op te slaan. Hy moet toestemming kry om te gaan waar hy wil gaan, maar hy het die Here. Dit wil voorkom in die teks, baie sterk skemer dit deur, en dis immers die gedagte van Abimelech, dat Isak volle reg, of eintlik die mag en die bronne gehad het om terug te veg. Maar hy het gekies om nie vyandig te raak nie. Hy het gekies om nie terug te beklei nie. En hier is 'n belangrike ding. Vir kinders van die Here is dit 'n kwessie, want Isak wys vir ons, hy groei egter in sy geloof, alhoewel hy fisies kan terugbeklei, groei hy in sy geloof, want hy word meer bewus van die Here in sy lewe, en sy afhanklikheid van die Here in sy lewe, die teenwoordigheid van die Here, volgens die belofte van die Here. Daarom kan hy vreedsaam reageer. Ek wil vir u sê, hier's 'n belangrike ding wat ek wil hê moet raak sien. Ons kry dit ook, ek gaan nou daaroor praat. Ons kry ook teenkanting.
Maar as ons nie bewus is van God se teenwoordigheid nie, as ons nie totaal en al elke dag so bewus is van sy teenwoordigheid in my lewe nie, is ons geneig met ons aardse, natuurlike aard, is ons geneig om terug te kap, geneig om terug te beklei. Hy was so bewus van die Here se teenwoordigheid, dat hy nie terugbeklei het nie. Inteendeel, hy was vreedsaam en hy het vreedsaam gereageer. Hy kies om te onttrek. Hy kies om te onttrek en in 'n afgeleë streek te gaan woon. Vers 17 het ons gelees, daarop het Isak van daar weggetrek en laar opgeslaan in die dal by Gerar en daar bly woon. Die kommentaarskrywer sê, dit was nou letterlik die verste punt suid van Gerar wat nog onder die naam Gerar kon val. As hy enigstens verder gaan, dan sou hy nie meer in Gerar gebly het nie. So hy's nou op daai plek in die dal waar niemand wil bly nie. Dis warm, dis droog, dis nie 'n lekker plek nie. Dis onderkant die spoor, as jy nou verstaan wat ek bedoel. Dis daar waar niemand, as jy regtig geen ander plek kan bly of kan bekostig nie, dan gaan bly daar. Dis waar hy toe nou gaan bly. Dis waar hy opeindig. En hier volg hy letterlik in sy pa se voetspore. Want omdat hy in 'n droë gebied is, soek hy putte. Sy pa het bykans 100 jaar gelede putte daar gegrawe. Filistyne het toegestop, maar hy gaan en hy soek hulle en hy grawe hulle weer oop. Vers 18, en Isak het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het en dit genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het. So Isak is uitgelewer. Kyk nou na die prentjie. Hy's uitgelewer, maar hy het een kontrak. Hy het iets waarop hy sy hele bestaan bou. En dis nie 'n kontrak wat op papier geskryf is nie. Dit is 'n ooreenkoms met God, want dis God se woord. Die Here het gesê, ek sal met jou wees. Ek sal jou seën. Dis wat Isak het. En hierdie seën, soos wat hy met Abraham was, so is hy met Isak. En selfs die seën wat God vir Abraham gegee het, vloei oor na Isak. En hierdie putte grawe hy nou weer op. Dit is ietsie van sy pa wat hy nou gaan opgrawe. Maar hy gee dit dieselfde name. So daar's 'n tipe van 'n proklamasie. Hy vat terug. Hy onthou dit wat sy pa gedoen het. Dit wat sy pa voorgeleef het. En daarop bou hy voort. So die seën van die Here is ook sigbaar in vers 19. Terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewendige water. Lewendige water is letterlik lopende water. Dis eintlik wat dit beteken. Dit word vertaal met lewendige water, maar dis in die Hebreëse konteks lopende water. So dis 'n fontein. Dis 'n fantastiese bron in 'n dor area. So die plaaslike inwoners, hulle wil hom tuister, hulle wil hom verpes, hulle wil hom eintlik nie daar hê nie. Maar hy kry die seën van die Here. Hierdie ouens is vyandig. Hulle soek hom nie. Hy ervaar die seën van God. Dan lees ons het gelees in vers 20, en die herders van Gerar het getwis met die herders van Isak en gesê, dit is ons water. Daarom het hy die put Esek genoem, omdat hulle met hom onenigheid gehad het. So daar word nou genoem, die Esek beteken letterlik om te twis. Nou, een van die kommentaarskrywers, Leopold, H.C. Leopold, skryf oor die gedeelte en hy sê, he leaves a memorial of the pettiness of the strife behind by calling the well Esek, contention, the quarrel well. Dis letterlik wat dit beteken, die put waar daar gestry is. Hoor wat sê Leopold, perhaps a mild and tolerant humor lies in the name. So hy het so 'n bietjie humor wat hy nou hier wys. Yet after all, what a fine testimonial to a great man's broad-mindedness and readiness to sacrifice, lest the baser passions in men be roused by quarreling. Dis presies die woorde van die apostel Paulus toe hy gesê het, moenie deur die kwaad oorwin word nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Want die oomblik wanneer jy deelneem aan die onenigheid by die werk, die oomblik wanneer jy saam begin stry oor kwessies, hierdie wat Leopold noem pettiness,
Hierdie gestryery oor goed, en dis baie keer net as gevolg van, Jakobus sê, hoekom beklei ons? Dis ons eie lustes, ons eie begeertes. En as gevolg daarvan sê Paulus, moenie eers deelneem daaraan nie. Hy, Isak, is bereid om homself te skaad in 'n sekere sin. Hy is die een wat sê, goed, ek sal op 'n ander plek gaan bly. Goed, ek sal dan maar in 'n ander ry gaan staan vir ons, miskien in die winkel. Ek sal dan die kort strooitjie trek, as dit dan so moet. Dieselfde ding gebeur met die volgende put, vers 21, daarop grawe hulle 'n ander put, en daaroor het hulle ook getwis. Daarom het hy dit Sitna genoem. Die eerste een, Esek, beteken gestry, Sitna beteken vyandigheid. Daar was 'n bietjie sterker vyandigheid. Miskien was daar van die ouens wat iets meer konkreet aangevang het. Nie net die put, maar miskien van sy mense seer gemaak het of aangeval het. Sterker oppositie. Dis 'n sterker woord. En dan vers 22, toe het hy van daar versit en 'n ander put gegrawe en daaroor is nie getwis nie. Daarom het hy dit Rehoboth genoem en gesê, ja, nou het die Here van ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in die land. Ek wil hê jy moet kyk na sy gesindheid. Ons lees 'n woord in die Bybel, veral die ou vertaling, wat dit nog soos wat ons maar groot geword het noem, sagmoedigheid. 'n Ander woord is grootmoedigheid. Dit is baie dieselfde gedagte. En dit is presies wat Leopold noem in sy kommentaar. Hy sê, Isak het die bronne gehad om te sê, hoor jy, ek het daai put gegrawe. Kom, dan wys ek vir julle wat doen ons met mekaar as julle weer moeilikheid maak hier. Hy kon beklei, hy kon oorlog maak. Inteendeel, Abimelech was bang vir hom. Soveel jong manne het hy gehad. Hy kon sy eie oorlog maak. Hy kon sy eie weermag daarstel. Maar Leopold sê, but everyone must recognize that this is, en dan 'n groot woord in Engels, magnanimity. Magnanimity, verskoon tog. Dis grootmoedigheid of sagmoedigheid. Sagmoedigheid beteken letterlik, en nou gaan jy dit onthou, om te kan terugbeklei, maar om te kies om dit nie te doen. Sagmoedigheid. Jy het baie om te sê, maar jy kies om stil te bly. Jy het baie bronne om te beklei, maar jy kies die vreedsame pad. Dis sagmoedigheid. Dis wat God is. Dis wat God doen. So, terwyl Leopold sê, Isak het baie bronne gehad, ample means om te kan beklei, het hy gekies. Dis 'n eienskap wat kies om vrede na te streef. Selfs te midde van erge vyandskap. En dan noem hy die put. Toe hulle nou by 'n ander put kom waar daar nie 'n gestryery is nie, toe noem hy die put Rehoboth, wat beteken wye plekke, oftewel ruimte, en hy sê ook, die Here het vir ons nou ruimte gegee, so hier kan ons nou bly, hier kan ons in vrede bly. So onthou jy, ons het nou gekyk na sy beproewing as gevolg van teenkanting, oppositie. Die vraag is, sal God getrou wees om Isak te bewaar en te help, selfs ten tye van erge oppositie? Hier was 'n kwessie. Dit was 'n fisiese aanval, dit was vyandskap, dit was openlike jaloesie en vyandigheid, en dit het oorgegaan in 'n gewelddadigheid, 'n mate van gewelddadigheid, en hy het elke keer gekies om te onttrek, elke keer gekies om die vreedsame pad te loop, elke keer gekies om weg te gaan, terwyl hy kon beklei, en hy sou nie die verkeerde ding gedoen het nie. Ons sal dalk daarna kyk en sê, maar hy het homself net beskerm. Hy het gekies om die vreedsame pad te loop. Nou hier is die vraag. Hoe is dit vir ons relevant? Wat kan ons leer uit Isak se wandel in geloof? Ek wil vir u sê, in ons wêreld, weet nie of u bewus is daarvan, mens moet nie toe oor die wêreld gaan nie, maar in ons wêreld raak die wêreld, en dan gebruik ek dit in dieselfde sin as wat die Here Jesus en Paulus en Johannes dit gebruik het, as hy praat van die sisteme, die denkwyse, die gees van hierdie wêreld, wat vyandskap is teen God. Hierdie wêreld raak toenemend vyandig gesind teenoor Christene, teenoor die kerk. Toenemend vyandig gesind. Dit raak net erger en erger. Weet jy hoe die Christelike kerk vertoon word in die media byvoorbeeld? As jy nou gaan kyk, wat is die stemme wat in die media opgaan oor die Christelike kerk? Dit verstom my altyd as ek iewers op die televisie waar ook al sien dat daar nou iets gepraat word, dan is daar nou 'n spreekbuis. Namens die kerk kies hulle iemand om 'n spreekbuis te wees. Dan kies hulle die ouens met die vreemdste teologie wat
'n getuienis het wat niemand in elk geval sal nastreef nie, maar dan is hy nou die spreekbuis vir die Christen, dan wonder ek, wie het hierdie ou gekies? Hoe het hulle daarby gekom? En daar's 'n rede hoekom hulle so ou kies, want die media wil die Christene en die Christelike kerk altyd voorstel as die swakker is. Die ouens wat dit vir ons moeilik maak. Die ouens wat nog nooit gekies het om aan te beweeg met die tyd nie. En jy weet, ou tydse konservatiewe gesindhede. So die media is in 'n oorlog gewikkel. Jy weet mos as hulle met die atlete praat en daar is enigstens iets van ek wil die Here Jesus dank, dan sal ewe skielik ja, ons praat dit weg. Ons wil nie nou daaroor praat nie. Ons praat eerder oor jy weet hoe jy gehardloop het en gespring het en wat ook al. Want daar's nie plek of tyd om God te eer in die media nie. Hulle haat dit. Hulle wil dit nie hê nie. Ongelukkig, en dit sê ek skaar myself saam met u, luister na my eerste persoon meervoud. Ons is ongelukkig soms geneig om terug te kap, nie waar nie. Ons is dikwels geneig om vergelding te probeer kry. Ons sal hulle wys. Kom ons wys hulle, ons kan dit doen. Kom ons wys hulle, en besef jy hoe opmerklik dit is, dat Isak dit nie gedoen het nie. Jy kyk nou na die oorsig, dis waarmee ons besig is in hoofstuk 26, 'n oorsig oor Isak se lewe. Hy het nooit, en ek kies my woorde mooi as ek dit hier neerskryf, hy het nooit dit wat God vir hom beloof het, met geweld geneem nie. Hy het nooit, selfs dit wat die Here vir hom beloof het, met geweld vir homself toegeëien nie. Nooit. Hy het geen oorlog begin nie. Hy was betrokke in skermutselings. Dit was om homself te verdedig en ons sal nog daarna verwys, maar hy het nooit 'n oorlog begin nie. Hy was nooit gewelddadig nie. Ian Duguid, een van die goeie kommentare, hy skryf en hy sê Isaac demonstrates the proper way of relating to those around him by living in peace by faith, in order to point them to the God who is with us. Sien nie die punt wat Ian Duguid maak. Hy sê Isak se lewe was so, nie omdat hy 'n ruggraatlose ou was, of omdat hy nie kans gesien het vir oorlog, of omdat hy nie die bronne gehad het nie. Hy het dit gedoen om hulle te wys na God, want dan is jy soos God. As jy sagmoedigheid bewys, as jy vreedsaam optree, dan is jy soos God. Ons moet soos Isak evangelies georiënteerd lewe. Hoekom? Want ten tye van juis ons teenkanting, die kere selfs wanneer ons vyandigheid beleef en onder die vuur van die wêreld en onder die spervuur van die kritiek en al die dinge in die wêreld is, moet ons so lewe dat ons mense kan wys, soos Isak, na God. Hulle moenie praat van jou nie. Hulle moenie 'n vinger kan wys en sê, maar ja, maar het jy gesien wat hy gedoen? Ja, maar het jy gesien hoe hy opgetree? Het jy gehoor wat hy toegedoen? Dit moenie waar wees nie. Ons moet soos Isak hulle na Jesus wys. Hy wou nie die aardse stryd wen nie, want sy hart, sy hele wese was gefestig op die hemelse stryd. Hy het besef, hierdie ouens is heidene, hulle ken nie die Here nie, maar hy wil hulle na die Here wys. Hy wil hulle bewus maak daarvan. Is dit nie die Here Jesus wat dieselfde gesê het nie, vriende? In Matteus 5 met die bergpredikasie, Matteus 5 vers 5, salig is die sagmoediges. Hier is die woord weer. As julle nou sagmoedigheid lees, hoop ek julle gaan onthou, sagmoedigheid, die kernwaarheid daarvan is, jy kan terugbeklei, maar jy kies om dit nie te doen nie. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. In dieselfde preek, bietjie later in die hoofstuk, Matteus 5 vers 44 tot 46, Jesus sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Hy sê, as julle net die ouens lief het wat vir julle lief het, wat besonder doen julle? Julle moet selfs julle vyande lief hê. En dan sê hy vers 46, want as julle lief het die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? Jy's net soos 'n heiden as jy net van die ouens hou wat van jou hou. Jy's net soos die heidene as jy goed doen en mooi praat met die ouens wat met jou mooi praat. Jy moet mooi praat met die ouens wat met jou vieslik is. Daar's genade. Dit wys na Jesus, want dis wat hy gedoen het. Toe hulle hom geslaan het, ek het dit vanoggend gelees in my stilte tyd. Hy het nie gedreig nie. Toe hy onskuldig teëgestaan is, het hy nie allerlei dinge teruggesê nie. Hy het stil gebly, hy het dit oorgegee aan God. As hulle ons onregverdig vervolg, as hulle ons onregverdig, kom ons vat die ergste, selfs in die tronk gooi, dan moet ons soos Paulus maak.
Wel, hier is ons nou in die tronk, so wat doen ons dan? Nou evangeliseer ek maar die ouens wat saam met in die tronk is, of die tronkbewaarders, want dis wat Paulus gedoen het. Hy was onskuldig in die tronk gegooi, maar hy het die ouens wat saam met hom daar was, geëvangeliseer. Dis wat ons sien in Isak se lewe, 'n evangelies gesentreerde lewe. Let op die woorde in vers 22. So 'n bietjie later in die vers sê hy noem die put wat hulle gekry het waar daar nie beklei was nie, Rehoboth. Hy sê nou het die Here vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees. Sy doel was om te doen wat God wil hê hy moet doen. Gehoorsaamheid, wandel agter die Here aan, volg in Jesus se voetspore. Nou kan ons doen wat die Here gesê het hy gaan doen, vrugbaar wees, want hulle moet vrugbaar wees. Dit lyk na 'n goeie opsomming van Isak se lewe. Jy wil amper sê, joh, wat 'n lewe. Jy kyk nou oorkoepelend vinnig na 'n paar dinge wat hulle vir ons noem, en dan is 'n mens baie geneig om te sê, ja, maar hy was daarom Isak. Ek meen, dit was een van die aartsvaders, dis een van die groot name in die Bybel. Dis nie dieselfde met ons nie. Nou ek wil vir julle 'n paar dinge uitwys wat 'n mens moet raak sien as jy dis die voordeel van vers vir vers preek, want jy ken die feitelike agtergrond. Besef u hoe lank hierdie verhaal afspeel wat ons in 'n paar verse lees in hoofstuk 26. As jy die sommetjies reg gaan maak, dan is hierdie verhaal nagenoeg 105 jaar. 105 jaar. Dit beteken Isak se lewe was nie altyd maklik nie. Dit beteken, ons lees baie vinnig, toe hulle was honger en hulle was dors en hulle het gegrawe in 'n put gekry, wat van die 2 weke tussenin? Of miskien 2 maande, vir wat ons weet dalk 2 jaar. Hulle het dalk swaar gekry. En dit het dalk moeilik gegaan. Jy sien, dis daai wit gedeeltes tussen die versies wat ons baie keer aan moet dink en sê, wat het hier gebeur? As jy mooi moet dink daaraan, ek wil vir u sê, die punt wat ek maak is, Isak moes leer om God te gehoorsaam. Isak moes leer om in geloof te wandel. Dit het nie natuurlik vir hom gekom omdat hy 'n aartsvader was nie. Net soos u, net soos ek, moes Isak leer. Daai lang jare van stryd, daai lang jare van swaar kry. Hoekom? Want dit was 'n leerproses. Dit was 'n leerskool waardeur God hom gesit het. Soos hy ons ook deur 'n leerskool sit. Dis hoekom ons moet bly wees, soos Jakobus sê, as allerhande beproewings kom. As daai nuwe werkplek van my hierdie ontsettende moeilike ou het in my kantoor, of hierdie baas wat net die heeltyd, man, verskoon nou die Grieks, maar hy's die heeltyd op my keus. Hy los my nie uit nie en hy wil die heeltyd net. Dank die Here vir daai beproewings, want dis daai goed wat jou leer om op God te vertrou, om van God afhanklik te wees. Net soos Isak moet ons leer om hom te volg. As ons leer om in geloof te volhard, dan sal ons ook, soos die psalmdigter kan sê, Psalm 34 vers 9, smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Die Here is goed, selfs in swaar kry tye. Hier sit mense vanoggend, ek weet, hier sit mense vanoggend wat deur krisisse gaan in die lewe. Daar is openlike vyandigheid, daar is mense wat jou teestaan, daar is mense wat slegte goed van jou sê, daar is mense wat dinge doen. Kyk na Isak en skep moed, broer en suster, skep moed en sê, ek wil soos Isak die vreedsame pad loop, ek wil soos Jesus wees. Ek gaan nie terugkap nie. Ek gaan nie hierdie natuurlike aardse bekleierheid in my laat opstaan nie, want dan kom die ou frikkie na vore en hom wil niemand ken nie. So ek gaan kies om sagmoedigheid te beoefen. So ons gekyk na die behoeftes, die beproewing tydens behoefte, die beproewing van vrees, beproewing van vyandskap en oppositie. Is nie verbaas dat ons dan kom by 'n tweede hoofpunt vanoggend. Die Here verskyn aan Isak. Vriende, voor ons verder gaan, wil ek net hê jy moet vinnig saam met my dink. Dis net logies dat na hierdie moeilikheid, wat gebeur dan? Dis wanneer die seën kom. Dis nie anders, ons wil dit andersom hê. Die Here werk nie so nie. Dis deur die moeilikheid wat jy voel jy's alleen, die Here het jou alleen, dan kom daar 'n dag waar die Here iets besonders vir jou doen. 'n Deurbraak as jy wil. Vers 23. Daarna het hy opgetrek na Berseba. Nou Berseba het hy van geweet. Dit was 'n plek wat Abraham al by was. Abraham het 'n tamariskboom daar geplant.
Abraham het daar 'n besondere belewenis gehad waar die Here hom geseën het en waar hy die verbond bevestig het. Dis 'n besondere plek. 'n Besondere plek, want vir die kind van God is dit 'n plek van seën. Dis 'n plek waar die Here naby aan jou kom. Dis 'n plek wat hy weet die Here vir Abraham ontmoet het en hy trek soontoe. Nou wil ek vanoggend vir u vra, voor ons verder gaan. Het u 'n Berseba? Waar is jou Berseba? Waar is die plek waarheen jy gaan as dinge moeilik raak en jy besef ek weet nie of ek kan aangaan nie. Dit voel net vir my ek kan nie meer nie. Dit raak te veel. Waar is jou Berseba? Dan sê party ouens vir my, jy weet, ek praat met die Here wanneer ek met my koffie in my kar ry in die oggend. En dit is wonderlik as jy met die Here praat terwyl jy koffie ry en in die verkeer vassit. As dit jou Berseba is, dan het jy 'n probleem. Ek praat van 'n plek waar jy alle ander dinge afsny, alle ander dinge afsit. Selfoon, televisie, alles afskakel en sê Here, nou is dit u en ek. Ons moet elkeen 'n Berseba hê. Ons moet elkeen 'n plek hê waar dit gereeld in ontmoeting met die Here tyd spandeer word. Dis wat ons moet hê. Waar is jou Berseba? Nou vers 24 het ons gelees en die Here het aan hom in dieselfde nag, opmerklik dat Moses deur die inspirasie van die Heilige Gees dit vir ons noem. In dieselfde nag. Die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn. Dis nou nadat hy Berseba toe getrek het. En vir hom gesê, ek is die God van Abraham, jou vader. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder, terwille van Abraham, my knegt. Al wat die Here vir hom sê is, ek het 'n belofte gemaak vir Abraham, en terwille van daai belofte, sal ek dit vir jou doen. Dis nie omdat Abraham iets besonders was nie, ons weet mos nou, uit die lering van Abraham, dis oor die verbond, so dit is die belofte wat die Here gemaak het. So as gevolg van daai belofte, sal ek met jou wees, en sal ek jou seën. Ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder, terwille van Abraham, my knegt, uitdrukking wat jy nêrens anders in die Bybel vind nie. Abraham my vriend en my knegt, hierso sê hy, praat hy van Abraham my knegt. Die Here bevestig sy teenwoordigheid deur middel van sy woord. Hoe kosbaar. Dis hierdie tye, wanneer God se woord gelees word, oopgebreek word, dis wanneer jy net daai bevestiging kry. En jy weet waarvan ek praat, want jy is partykeer alleen en jy sit met 'n krisis en jy kan nie eintlik ordentlik Bybel lees nie want jy verstaan niks en jy kry nie die gedeelte wat van toepassing op dit wat jy beleef nie maar wanneer jy hier onder die geklank van die woord is, wanneer jy God se woord hoor en dit word verklaar, dan sê nou maak my lewe vir my sin. Alles val nou in plek. Ek verstaan dinge beter. Ek weet wat ek moet doen. Die Here bevestig sy teenwoordigheid. En hy doen dit deur sy woord, nie deur sy gevoel nie, deur sy woord. Vers 25, toe bou hy daar 'n altaar en hy die naam van die Here aangeroep. Dit beteken letterlik, hy het offers gebring. Dis hoe jy daai tyd die naam van die Here aangeroep het. Hy het offers gebring. Dit was van Adam se tyd af hoe hulle dit gedoen het. En daar is sy tent opgeslaan en die dienaars van Isak het daar 'n put gegrawe. So hy volg nou in die geestelike voetspore van sy pa. Vroeër het ons gesê toe hy daar in die suidelike dele van Gerar gaan bly het in die dal, het hy fisies in die voetspore van sy pa getrek. Letterlik op die kaart waar sy pa putte gegrawe, daar het hy gegaan. Nou volg hy in die geestelike voetspore van sy pa. By Berseba, ontmoeting met die Here. God verskyn aan hom, sy beloftes is daar. Maar dan kom die Filistyne weer. En ek haas my, vers 27. Daarop kom Abimelech na hom van Gerar af, saam met Ahisat, sy vriend, dit is sy raadgewer, die ou wat hy vertrou, en Pichol, sy leerowerste, is die ou wat oor die weermag is, die generaal as jy wil. En Isak het hulle gevra, let op sy vraag, waarom het julle na my gekom, terwyl julle my haat, en my van julle af weggestuur het? Hy verbaliseer net die vraag in sy gemoed. Ek verstaan nou nie, julle het my weggestuur, hoekom kom julle nou na my toe? Hulle antwoord is bykans woordeliks, dieselfde as wat die destydse Abimelech vir Abraham gesê het. Vers 28 en 29. Toe antwoord hulle, ons het duidelik gesien dat die Here met jou is. Dit moet sigbaar wees in jou lewe. Daarom het ons gedink, laat daar tog 'n eed tussen ons wees,
tussen ons en jou, en laat ons 'n verbond met jou sluit. Jy moet ons geen kwaad doen nie, net soos ons jou nie aangeraak en aan jou niks as goed gedoen het nie. Nou dis nonsens, want hulle het hom kwaad aangedoen. Hulle het sy putte toegestop. Hulle het hom kwaad aangedoen deur die twis wat daar was tussen die werkers, tussen die veewagters van Isak en hulle veewagters. Daar was probleme, maar hulle sê, ons het jou niks sleg aangedoen nie, en jou in vrede weggestuur. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. Dieselfde woorde as vir Abraham gesê. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. Is dit nie 'n wonderlike getuienis nie? Is dit nie 'n wonderlike getuienis nie, maar ek wil hê jy moet dit sien in die agtergrond van Isak se bestaan. Hy sit nie hier in sy leksheid met alles wat die wêreld hom kan bied, gemak, en nou sê hulle, wow, jy's in die hemel, die Here is met jou nie. Nee, hy het stryd. Hy moet ook maar krisisse hanteer by die werk, veewagters, en die huweliksprobleme van sy slawe, en al die goeters wat maar 'n normale huishouding het. Hy moes al die goeters hanteer. Te midde van sy krisisse, te midde van sy beproewings, kom hulle en sê, jy is nou maar eenmaal die geseënde van die Here. Dis wanneer jou bure en jou kollegas en jou familie sien, jy is waarlik 'n kind van die Here. Wanneer? As dit goed gaan? Nee, as dit sleg gaan en jy bly getrou. As dit baie sleg gaan en jy doen nog steeds die vreedsame ding. Dis wanneer hulle sê, jy is nou maar eenmaal 'n kind van die Here. Soos iemand eendag vir my baie jare terug gesê het, en dit bly my by, een van die boere daar in Heidelberg, toe sê, hy praat van iemand anders, toe sê, daar's nou 'n Israeliet en wie daar geen bedrog is nie. Dis 'n ou wat swaar gekry het, maar hy sê, daar loop 'n eerlike pad. Dis wat mense van jou moet sê. Dis wat mense van ons behoort te sê. Mag ons ook so die openbaring en die teenwoordigheid van die Here in ons lewe hê, dat, luister mooi, ten spyte van ons beproewings, ten spyte van al ons uitdagings, en hierdie beproewings word in die Nuwe Testament letterlik vertaal met licorice all sorts. Het jy dit geweet? Die verskeidenheid van beproewings, gebruik Paulus se naam om te sê, alle kleure en alle geure beproewings, as dit nou jou deel is, ten spyte van daai beproewings, moet jy nog steeds in geloof die pad van die Here volg. Dit sal maak dat mense sê, hier's 'n man van God. Hier's 'n vrou van God. Wat 'n jong man, wat 'n jong meisie. Kyk hoe dien hulle die Here. Mag ons ook so die teenwoordigheid van die Here ervaar. Vers 30 en 31, toe berei hulle vir hulle 'n maaltyd. Hy vir hulle 'n maaltyd. Dis my vreemd. Hulle kom nou, hulle is vyande. Hulle wil hom kwaad aandoen. Hulle het aan hom kwaad gedoen. Nou kom hulle om vrede te maak, want hulle besef hier's moeilikheid. Ons kan nie met hierdie ou oorlog maak nie. So ons wil nie met hom swaarde kry nie. Hulle kom na hom toe. Hy sê, kom, ons gaan eet, ek sal betaal. Hy gee vir hulle 'n maaltyd. Hulle het geëet en gedrink, en hulle is die môre vroeg op en het vir mekaar 'n eed gesweer. Hy maak met hulle ooreenkoms, sit pen op papier, dis wat ek beloof. Daarop het Isak hulle laat gaan, en hulle het in vrede van hom al weggetrek. Vriende, weet jy, daar's 'n versie in die Bybel, wat sê, die wyse Salomo, Spreuke 16 vers 7, as die Here behaag het in die weë van 'n man, dan laat hy selfs sy vyande met hom vrede hou. Dis asof die Here sekere dinge van ons al weghou, net omdat ons die pad van die Here loop. Want die Here is getrou. Ja, daar gaan beproewings wees, maar jy gaan nie verdrink nie. Jy gaan honger kry, maar jy gaan altyd iets hê om te eet. Jy gaan dit nie altyd lekker hê nie, maar die Here het sy doel en die Here het sy plan. Daarom, as die Here behaag het in jou weë, dan sal jy besef daar selfs vrede van jou vyande. En dit bring vir ons by die slotsom. Dis eintlik 'n toepassing, maar dis my laaste punt. God is getrou. Dis die as jy dit nie raak sien, weer eens dan maak jy Isak die hoofheld, of vir Abraham, of een van die, maar God is die held. God is die held in hierdie verhaal. Vers 32 het ons gelees, en dieselfde dag kom toe die dienaars van Isak en vertel hom van die put wat hulle gegrawe het, en sê vir hom, ons het water gekry. Hulle is in die dorre, die droogste, die slegste deel. Dit is soos, ek op daai erf wat niemand anders wil hê nie, en dan kom die munisipaliteit en sê, hoor jy, ons wil 'n mall hier opsit, ons bied jou 20 keer die prys wat jy betaal het. Dis soos om regverdig 'n
Ek kan nie sê lotto speel nie, want dis nie regverdig nie. Dis soos om regverdig. Net hierdie, hoe dit gebeur? Ons het water gekry. Hulle was heel moontlik besig om te grawe die hele tyd, toe Isak met die leerowerste van Abimelech nog gepraat het, en die vredesooreenkomste geteken het, en was sy diensknegte besig om te grawe, en hulle kom intussen by hom en sê, ons het water gekry. Wat is dit? God is getrou. God is getrou. Vers 32, en hy het dit Seba genoem. Daarom is die naam van die stad Berseba tot vandag toe. En dit is 'n naam wat hy toe nou gee, weer eens as gevolg van dit wat gesê is. Sy pa het die naam gegee, hy gee weer die naam. Aan die einde is daar lewe vir Isak, want water is lewe. Water beteken, jy hoef nie net die boere te vra nie. Ek weet ons ouens sukkel daarmee, ons wat in die stad bly, want ons maak 'n kraan oop, en as er nie water is nie, dan dink jy, wat het die munisipaliteit nou gedoen? Ons dink nie verder, daar moet water, dis damme en al hierdie kwessies. En nou die dag open ek by 'n skool en ek praat met die kinders en ek sê vir hulle, julle weet wat is droogte, dit was nou nie hierdie konteks nie, dit was heeltemal 'n ander konteks. Ek sê, ons het water nodig, en julle weet ons weet wat 'n droogte is hierso, en een van die kinders steek sy hand op en sê, ja, maar as die munisipaliteit en die regering, ek sê, wow, ons gaan nie nou oor die politiek praat nie, stop net daar, ek moet die gesprek stop. Maar ons moet dit sien as God se seën. En die punt wat ek wil maak is, water is lewe. Water is 'n seën van die Here. Water is soos, dis God se ingryp. Veral as jy in 'n dorre, woestynagtige gebied is. Was dit nie die Here Jesus? Hierdie beeld is reg deur die Bybel, maar ek gaan nou, die bekendste een is, toe Jesus op die laaste dag van die Loofhuttefees in Jerusalem. Die Bybel sê, in Johannes 7 vers 37, op die laaste dag, die groot dag van die fees, dit was die 8ste dag, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hoekom? Water is lewe. Water is seën. En hy het dit gesê, gaan lees die konteks van die Gees, sy Gees, die Heilige Gees, wat hy sal gee aan diegene wat in hom glo. Die lewende water. Isak het deur baie beproewings geleer om op die Here te vertrou. En hier aan die einde, kry hy water, water van lewe. Water wat die seën van die Here bevestig. Vriende, so wil ons vanoggend bemoedig hier wegstap en sê, ja, u mag dalk nou in Gerar bly. U is dalk nou al verder as Suid, as wat 'n ou kan gaan, want jy het nou al alles in jou vermoë gedoen en jy voel, ek kan nie meer nie. Gaan na jou Berseba, soek die Here. Stry hierdie stryd op jou knieë, maar moenie leef soos jou ou mens geleef het. Moenie optree soos wat jy in jou ou lewe opgetree het nie. Draai weg daarvan en sê, Here, ek wil u volg, ek wil u gehoorsaam. Op die regte tyd, op sy tyd, sal hy die seën, sy water vir jou stuur. Nou moet ek afsluit deur vir u te sê, hierdie geestelike seën van die Here, is dit ideaal? Kan u lewe daarvan getuig? Somstyds gaan ons maar deur hierdie droë tye en somstyds is daar volop en weet, dis al hierdie dinge is maar altyd daar, is die lewe. Maar as daar 'n oorsig, as daar 'n grafskrif oor jou lewe eendag geskryf moet word, wat sal gesê word? Sal daar gesê word, dis 'n man van God. Dis 'n vrou van God. Kan ek dit baie blaatant stel vanoggend? Ek wil by u pleit. Moenie laat ons moet lieg op jou begrafnis nie. Dis vir my die ergste. En dan kies ek maar baie keer om net niks te sê. Maar dis 'n seën as jy iemand begrawe en jy weet, ek weet, hierdie ou het 'n pad met die Here geloop. Ja, ons almal het ons dinge, hoor maar net wat ek vir u sê. Ons almal het ons dinge. Maar daai dinge moet begin klaar kry. Ons moet met daai dinge werk. Ons moet naby aan die Here wees. Ons moet hom dien. Ons moet 'n pad van geloof loop. En daarom moet ek vir jou vra, het jy 'n Berseba? Ken jy die ervaring? Waar die Here hom aan jou openbaar, waar jy sê, nou ken ek hom. Vroeër het ek van hom gehoor, nou ken ek hom. Nou weet ek wie hy is. Ek weet wat hy wil hê ek moet doen. As jy dit nie het nie, ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek wens ek kon. In geloof moet jy na die Here toe gaan.
In geloof moet jy gaan soek dat die Here homself aan jou sal wys as die redder, die enigste een. Want dis waar alles begin. En daarna groei ons in hierdie pad van geloof. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, u is waarlik goed vir u kinders. Telke male dan stel ons u te leer, soos die bekende lied sê, telke male het ons afgedraai en ons eie paadjie geloop. Maar dan het u ons iewers kom haal. Vanoggend is so 'n geleentheid waar u ons kom haal. Hier sit mense met verskillende agtergronde, verskillende persoonlikhede, verskillende uitdagings. En heel moontlik is hier vanoggend mense wat sê, dit voel vir my of ek ver van die Here af is. U wil hê ons moet terugdraai. En hierdie is in elke opsig 'n Berseba, waar ons 'n ontmoeting met u kan hê, waar ons in geloof kan kom en sê, Here, hier is ek. Neem u my hand. Ek wil u volg, ek wil u dien. Dankie dat ons in u ons krag kan vind. Dankie dat ons in u geloof kry. Selfs ons geloof is nie iets wat ons kan genereer nie. Maar ons wil pleit dat u ons genade sal gee. Sien ons raak, help ons tot lof en eer van u naam. Amen.